Ekonomiese sake word met trots geborg deur Waldevie Evergreen, Suid-Afrika se veiligste aftreeoord. Geniet jou volgende hoofstuk met volkome gemoedsrus in die Kaapse wynlande. Jong, hier's 'n ding wat my vreeslik interesseer. Dis 'n bietjie van 'n tegniese ding, maar ek is seker julle gaan dit ook interessant vind. As mens kyk na die Europeërs en die Amerikaners, die twee groot ekonomieë in die wêreld, natuurlik die Chinese is ook groot, maar dis twee verskillende ekonomieë. Die ideologiese benadering van hierdie twee ekonomieë oor die algemeen is heeltemal anders. Die Amerikaners is meer vrymark georiënteerd, terwyl die spul Europeërs is meer van 'n spul sosialiste. Mense kan dit ook sien in hulle ekonomiese prestasie. Die Amerikaners doen baie beter as die Europeërs oor die algemeen. Nou hier's 'n nuwe tegnologie wat ek al oor met julle gesels het, en die tegnologie staan bekend as die blokketting tegnologie. Julle weet daarvan, Bitcoin en daai tipe van goeders, maar mense kan ander dinge ook op die blokketting tegnologie sit. Soos byvoorbeeld sentrale bank digitale geldeenhede. En dis 'n nuwe ding. Klompie sentrale banke het dit al reeds, en die Europeërs doen 'n klomp navorsing daaroor, en binnekort gaan ons sy Europese sentrale bank digitale geldeenheid, 'n digitale euro daar sien. Nou die Europeërs wil liewer 'n sentrale bank digitale geldeenheid daar hê, want hulle het baie meer beheer daaroor. Sien, hier kom 'n ideologie deur. Die politici, die Europeërs wil alles beheer en kontroleer. Hulle wil nie beheer oor monetêre beleid en oor finansiële sake verloor nie. Hulle wil alles beheer want hulle wil sogenaamd mense beskerm. So dis die ideologiese, van die ideologiese oogpunt, die verkose nuwe geldeenheid van die Europeërs, en is 'n sentrale bank digitale geldeenheid. Die Amerikaners benader die spulletjie heeltemal anders. Hulle sê nee, ons wil liewer 'n sogenaamde stable coins gebruik. En dit is hierdie Genius Act van die Amerikaners. So terloops, Donald Trump sê hierdie Genius Act is na hom vernoem. Maar die Genius Act, wat dit beteken, dit reguleer die uitreik van digitale of dan sogenaamde stable coins, en dit is word meer oorgelaat aan die privaat sektor. Daar's baie minder regulering, natuurlik ook meer risiko's. En dit is wat vir my interessant is, die verskillende ideologiese benaderings tot 'n nuwe tipe van geld. Wie gaan die beste doen? Ek dink sonder enige twyfel die Amerikaners neem baie meer risiko. Maar daarmee saam dink ek gaan hulle ekonomies waarskynlik baie beter doen. Die Europeërs neem minder risiko, maar daarmee saam gaan hulle ekonomie waarskynlik ook swakker presteer. Nuwe interessante verwikkeling.